Die gedeelte wat ek vandag met julle wil kom deel, is 'n gedeelte wat ek al wel gedeel het, maar die Here het net so iets niets vir my kom gee in hierdie selfde gedeelte. Dit gaan oor die tyd toe Darius koning was. Toe gee God vir Haggai 'n woord om te gaan gee vir Serubabel en ook vir die hoëpriester van daardie tyd. En God sê gaan sê vir Serubabel, gaan sê vir die hoëpriester, my volk sê, nee, dis nie nou tyd vir die tempel se bou nie. Maar God sê, hy sê, kyk, hy sê, julle bly in timmerhuise. Kyk julle omstandighede. Julle bly in timmerhuise wat julle self gemaak het. En kyk na julle omstandighede. Julle saai, maar julle oes min. Julle is koud, kry koud en julle trek aan, maar julle kry nie warm nie. Hy sê, julle gaan vir 'n loon werk, maar julle beursie is leeg. Julle is dors, maar as julle water drink, word julle nie geles nie. Julle is honger, maar as julle eet, word julle nie gevoed nie. En dit laat my sommer so onmiddellik dink aan die Samaritaanse vrou, wat by die put kom en Jesus sê vir haar, as jy van my water drink, die lewende water, sal jy in jou lewe nooit weer dors hê nie. Jy sien, dit was 'n fisiese omstandighede. Maar vir ons ook in ons gees kan ons 'n les leer wat God sê, kyk hoe dit lyk. Kyk hoe dit lyk in my kerk. Julle bedien, maar my volk is nog steeds 'n behoefte, kry koud geestelik, is dors, maar die woord wat hulle ontvang, is nie woord wat lewe bring nie. God sê, kyk julle omstandighede, kyk na jou eie hart. Het jy vervulling op die diepste graad? Het jy vrede? Het jy geluk? Maar God sê, kyk net, neem waar. Julle raak so gewoond aan julle omstandighede, dat julle nie meer soek nie. Ons raak so gewoond aan ons honger en ons dors, dat ons God nie meer soek nie. En nou sê God vir die volk, hy sê, julle het so uitgesien, toe ek Nehemia stuur om die tempel te gaan bou. Julle het so uitgesien vir dit wat kom, en dit is wat ek vir julle beplan het. Maar toe word julle vasgevang in omstandighede, toe word julle vasgevang in julle eie planne, en julle eie probeerslag. En dat julle nou in 'n posisie julle self bevind, dat julle in alle areas van julle lewe 'n tekort het. Hy sê, want julle bly in julle timmerhuise, maar julle bou nie my tempel nie. Wat sê God? Hy sê, julle is nie gehoorsaam aan dit wat ek vir julle gesê het om te doen nie. Bou die tempel. Soek eers die koninkryk van God en alles sal bygevoeg word. Maar toe gee Serubabel ag en hy bou die tempel. Hy bou die tempel. En God vra vir Serubabel en hy vra vir die hoëpriester, wie van julle onthou nog die heerlikheid van God? Toe ek nog in die tempel was. Toe my heerlikheid nog hier was. Wie onthou die heerlikheid?
En onthou jy die dae toe God sy woord jou warm gemaak het? Onthou die dae toe jy passie vir God gehad het, of het jy dalk nog nooit 'n passie gehad? En dan sê ek, as jy honger en dors het, hoor vandag, die Here sê, kyk na jou omstandighede. Hy sê, maar moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Want my gees sal met julle wees en Zerubbabel sal die tempel bou, of is besig om die tempel te bou. En dan lees ons in Sagaria 3 vers 7, hy sê, wie is jy groot berg voor Zerubbabel? Wie is jy groot berg voor Zerubbabel? Jy sal in gelyke word. Jy sal in gelyke word. Wat 'n berg ook al voor jou vandag is. Maak nie saak of dit in jou gees is en jy voel hierdie tekorte nie, of maak nie saak of dit in jou finansies is of in jou omstandighede en verhoudinge is nie. Die groot berg voor jou. God sê, wie is jy om te staan voor Zerubbabel? Voor Zerubbabel sal jy 'n gelyke word. Waarvoor staan Zerubbabel? Hy staan vir die feit dat hy die tempel gebou het. Hy het die tempel gebou. Hy sê, verag nie die klein dingetjies, sê God. Verag nie die klein dingetjies. Moenie dit sien as nietighede nie. God se woord is sy woord. En sy opdrag is sy opdrag. En wanneer ons nie sy opdragte uitvoer nie, dan het ons honger en dan ons dors. Moenie klein dingetjies as te gering ag nie. Hy sê, aanskou die blydskap, die skietlood in die hande van Zerubbabel. In die Engels praat van die capstone. Nou, wie was ons hoeksteen en wie het ons fundament gelê? Jesus is ons Zerubbabel. Jesus het ons tempel vir ons gebou. Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy sê, ek het vir jou 'n nuwe hart kom gee. Ek het die hart van klip weggevat. Ek het vir jou 'n nuwe hart kom gee. Ek het vir jou 'n nuwe vlees kom gee. 'n Nuwe gees. In die plek waar dit dood is, kom God en hy kom bring die lewe. En hy kom bring die vreugde. En as jy vandag is by 'n plek dat jy voel, maar ek het nie hierdie vrede nie, ek het nie hierdie vreugde nie. My omstandighede val uitmekaar. Die vers wat sê, soek en jy sal vind. As jy God soek, dan sal jy hom vind. God sal maak dat jy hom vind. Maar om jou totaal oor te gee aan die leiding van God, om totaal oor te gee, en as jy nie verstaan nie, dat die tempel is reeds gebou, al wat God van jou verwag, is om jou hart en jou lewe vir hom te gee, nie net gedeeltelik nie, maar jou hele wese vir hom te gee, dan kom hy, en hy vul dit met daai heerlikheid, wat hy dit gedoen het, in die dae van die tempel, want jy is die tempel van God. En dan leef jy van heerlikheid tot heerlikheid in jou omstandighede, want elke berg sal voor Zerubbabel, voor Jesus Christus, sal elke berg 'n gelyke word. Jou omstandighede sal verander, soos miskien, wanneer jou omstandighede nie reg is vandag nie, dan soek jy op verkeerde plekke vir die oplossing. Dan bou jy eers jou timmerhuise. Jy probeer self dinge doen. Gee jou lewe oor aan Christus en jy sal sien hoe jou berge plat word. Dankie Jesus dat in die naam van Jesus Christus die oorwinning reeds behaal is.
En dat elke berg, elke storm, in wie ook al se lewe wat vandag hier na hierdie boodskap luister, moet plat gaan. Omdat wanneer Jesus Christus praat, is die heerlikheid van God, aan U is die mag en die krag en die heerlikheid gegee. U heers. En U heers ook in my hart. Om in omstandighede nie net te oorleef nie, maar die vreugde van die Gees van God te ervaar en te sien hoe my omstandighede verander in die naam van Jesus. Amen.